Goeienaand en welkom by Vanaand se Bidtuur. Voordat ons verder gaan, kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons ook hier om U woord kan vergader. Dankie vir die boodskap wat U vir ons wil bring. Seën ook elkeen wat hier luister. Amen. Nou, ek lees vanaand 'n kort stukkie uit Psalm 104. Ons gaan net die 30ste vers lees. U stuur U gees uit, hulle word geskape. U maak die gelaat van die aarde nuut. Nou, ons as gesin is baie lief vir die Bosveld. Nou, die rustigheid van die natuur, mense so naby aan jou Skepper. Die Bosveld het sy eie bekoring. Mens kan so baie leer van die lewe, deur net die Bosveld te bestudeer. Nou, hierdie tyd van die jaar is die Bosveld dor en droog. Ten spyte van die gebrek aan water, want dit het maande laas daar gereën, begin die geharde bome te bot en verskyn daar groen blare aan die bome, sonder dat hulle druppel water gekry het. Maar nie al die bome bot gelyk nie. Elke tipe boom bot op sy eie tyd, wanneer hulle reg is. So ver as wat jy kan sien jy hierdie groen aan die bome. 'n maand terug was die bome nog droog en kaal, sonder enige blare. Maar nou is hulle mooi groen. Nou gedurende Januarie 2025 was daar 'n geweldige vloed deur hierdie gebied waar ons baie gaan. Bome is ontwortel, grond is meegesleer, paaie en brûe is beskadig en het weggespoel. Die mag van die water was net te veel. Die hele omgewing het verander. Van die bome is omgespoel en lê horisontaal, maar alhoewel hulle omgespoel het, begin die groen blare nog steeds uitstoot. Die bome is omgespoel, maar lewe nog steeds. 'n groot gedeelte van die rivieroewer het ook weggespoel. Van die bome hang nou horisontaal aan die kant van hierdie walle, meters hoog, maar nog steeds groei hulle en word hulle blare groen, al groei hulle horisontaal. Nou, hierdie bome stoot lote aan die kante van die stamme uit, wat opwaarts groei. Nou, so gebeur dit ook in ons Christelike lewens. Daar kom 'n tydperk van droogte, waar dit voel of ons as Christene nie groei nie. Ons voel dalk verwyder van ons Skepper. Ons geloof taan. Ons twyfel groei. Het God sy rug op my gedraai? Is my geloof nog sterk? Maar dan werk die Heilige Gees weer met ons en in ons. Dan voel dit weer of ons lewens begin verander. Ons geloof bot weer. Ons verhouding met God verbeter. Die droogte tydperk is verby. Partymal voel dit of ons omgeval het. Ons lyk half dood, maar dan groei ons weer. Omdat jy omgeval het, beteken nie jou lewe is verby nie. Dit gaan oor die wil om weer op te staan, te groei en te blom. En al voel dit of ons vasklou aan die walle van die lewe, asof die fondasie onder ons voete uitgeruk is, bly ons vasklou aan God se beloftes van hoop en 'n toekoms saam met hom, tot in alle ewigheid. Nou, wat leer ek uit die natuur? Moenie opgee nie. Moenie ophou groei nie. Al is daar droogte in ons lewens, God stuur weer reën om ons siele te verkoop en om ons weer te laat groei. Al is daar storms en verwoesting in ons lewens, God gee ons ondersteuning om op te staan en weer van niets af te groei in geloof en in ons verhouding met hom. Moet nooit wankel en twyfel nie. God is getrou. God gee lewe. God is goed. Kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons as nietige mense weer tot U troon kan nader. U wat die enigste waaragtige lewendige God is, Skepper van hemel en aarde, Heerser van die heelal. Dankie dat U na ons gebede luister en U oor ons ontferm. Dankie dat ons kan saam om U woord vergader. Al is ons nie fisies by mekaar nie, bind U woord ons tog aan mekaar. Dankie vir die boodskap wat U bring.
Dankie vir die liefde en goedheid en genade, al die seëninge wat ons van U af ontvang. En Here, al voel dit of ons partykeer moeg en dood en omgeval is, ons weet dat ons sal opstaan, sal weer groei, en U sal ons optrek, dat ons kan bly vasklou aan hierdie beloftes van U, dat ons ook kan uitsien daarna om eendag saam met U in die paradys te kan wees, vir altyd en ewig. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Goeie aand verder vir julle.